Ek het vandag 'n gesprek op kampus bygewoon wat gegaan het oor global security en die kerk se rol daarbinne. En die spreker van die South African Council of Churches het sy taak baie goed verrig. Sy woorde was soos wat die Engels sou sê, food for thought. Maar die probleem is net dat ek het nie regtig tyd gehad om dit te eet nie. Ek onthou toe ek nog 'n student was, dan sou ek en my vriende ure na so 'n gesprek lank gesels het. Ons sou geargumenteer het en mekaar se perspektiewe gehoor het en 'n tweede keer daaroor nagedink het. Maar vandag het ek van daar af in my kar geklim, dadelik na die volgende afspraak toe gery en aan die afspraak daarna reeds gedink. Die volgende item op my lysie begin aanpak. En 'n uur later of 2 afsprake later kon ek nie eens regtig meer onthou wat die spreker als gesê het nie. Is dit nie hartseer dat dit is hoe ons leef nie? Ons boek ons dae en ons nagte so vol net om by alles uit te kom en dan beweeg ons net van die een gebeurtenis na die volgende. Selfs goeie goed, selfs betekenisvolle gesprekke word net iets wat ons van ons lysie aftik, sodat ons by die volgende ding kan kom. Ons gun onsself nie regtig die oomblik of net 'n oomblik om net hier te wees en in te neem wat ons net beleef het nie. En dieselfde met ons geloof. Ons lees ons dagstukkie of ons kyk ons oordenking, ons tik die dan-boksie en dan beweeg ons aan. Ons sit Sondag in die diens en ons probeer ons beste om net daar teenwoordig te wees, maar ons koppe is al reeds by Maandag. Psalm 1 nooi ons om anders te leef. Dit sê vir ons, dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dag en nag oordink. Jy kan ook die woord mediteer daarso gebruik of dit herkou of die persoon wat stadig nadink, nie net dit sluk of probeer afworstel nie, maar dit regtig kou, wat nadink oor die woord van die Here. Dit vra tyd, dit vra dat ons dit nie net hoor nie, maar sal luister, dit nie net sien nie, maar werklik kyk, nie net lees nie, maar dit werklik inneem. Wat as ons geloof stadiger moet begin leef? Wat as ons besluit om nie net elke dag te hanteer met 'n geestelike fast food mentaliteit nie, maar om eerder stil te raak, stil te sit, stadig te lees en te luister? Wat as ons weer met mekaar begin praat oor die skrif of oor die preek of oor die oordenking, soos wat studente sal doen na 'n kampusgesprek? In Lukas 10 vanaf vers 38 lees ons van 'n besoek wat Jesus by Martha en Maria afgelê het. En dit is 'n bekende gedeelte, maar Martha is 'n goeie gasvrou, sy's besig, sy's besorg, sy's verantwoordelik en sy doen baie goed, jy weet, want sy voorsien aan al haar gaste se behoeftes en sy's aktief besig vir Jesus. Maar Maria, sy sit net daar. Sy sit aan Jesus se voete en luister na elke woord. Martha raak uiteindelik frustreerd en op 'n stadium sê sy vir Jesus, Here, kan U nie sien dat my suster my nie help nie? Sê tog vir haar dat sy my moet kom help. Ek doen alles alleen. En Jesus antwoord haar sag, Martha, Martha, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Nou, hierdie prentjie is so eenvoudig, maar tog so diep. Martha is nie verkeerd omdat sy besig is nie, sy's lojaal en sy dien. Maar Jesus wys daarop dat haar besorgdheid haar laat uitmis van dit wat reg voor haar is, die geleentheid om net in die oomblik by die Here te kan wees. Maria kies wat nou belangrik is. Sy sit stil en sy luister, sy sit by die Here se voete en neem elke woord in. Ek dink baie van ons volg in Martha se voetspore met verantwoordelikhede, jy weet, e-mails en admin en kinders en afsprake en net gou nog ietsie. Maar dis Maria se houding wat Jesus hierso sê is die beter deel. Nie omdat sy niks doen nie, maar omdat sy kies om te rus by die Messias, by die enigste een wat werklik vir ons kan lewe gee. Mag jy vandag en hierdie week die moed hê om nie net vir Jesus te werk nie, maar om by hom stil te raak. Want die uitnodiging van Psalm 1 om dag en nag te mediteer op God se woord is eintlik 'n uitnodiging om soos Maria net by sy voete te kom sit. Nie net verby te lees of te luister nie, maar om werklik die Here se woord in te neem. So wees vandag in die oomblik tot 'n